Handelinge 1 vers 21 en 22 sê, maar dit moet iemand wees wat die heeltyd saam met ons in Jesus se geselskap was, van daardie dag af toe hy deur Johannes die Doper gedoop is, totdat hy hemel toe is. As jy ooit mismoedig raak in jou werk of in jou familie of dalk in die roeping van God in jou lewe, het ek en jy nodig om te kyk na 'n ou in die woord van God en sy naam is Matthias. Hulle is in die bokamer na die opvaarding van Jesus en moet nou 'n plaasvervanger kies in Judas Iskariot se plek. Hulle bid en soek die Here se aangesig. Hierdie was 'n posisie van apostelskap. Dit was nie sommer net 'n leiersposisie nie, en dit was die kwalifikasies wat nodig was om hierdie posisie te beklee, 'n belangrike posisie. Al was twee ouens, een se naam was Justus en die ander een was Matthias. Hulle moes getrou gewees het aan die Here van die begin tot die einde. Hulle kies toe op die ouene vir Matthias, en is amazing dat dit die enigste plek in die woord van God is waar daar oor hom gepraat word. Hy het nie gekwalifiseer omdat hy 'n goeie prediker was of omdat hy 'n amazing worship leier was nie. Dit het niks te doen gehad met sy leierskap kwaliteite nie. Dit het alles gegaan oor sy getrouheid. Om daar te wees, maak nie saak hoe moeilik dit soms gaan nie. Om God en sy mense te dien, maak nie saak wat nie. God kies nie mense op grond van hulle performance nie. Hy kies mense op grond van hulle getrouheid. Dit help nie, jy ken die Bybel van voor tot agter, of jy's net hierdie ongelooflike prediker nie. Dit gaan alles oor getrouheid. Here, ek hunker hierdie jaar daarna om meer soos Matthias te wees, om U en die mense te dien, ongeag wat, om getrou te wees aan die woord en aan U, maak nie saak waardeur ek gaan nie, en ek bid dit vanoggend in Jesus se naam. Amen.